Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Ja, en ons is nou al 'n week in Junie 2025 en ek dink baie van ons is amper verbaas om te dink dat die jaar so ver gevorder het. En dis so half as ons al op outomaties is in terme van ons verantwoordelikhede, aanspreeklikhede, gewoontes, werks en ander patrone. Nou wil ek graag hê dat ons so 'n bietjie moet terugsit en dink oor wat is die rol wat gewoontes in ons lewe speel. Om te begin, die sosiale sielkundige sê dat dit my ongeveer 18 tot 21 dae neem om 'n spesifieke gewoonte aan te leer, maar dat dit my meer as 60 dae neem as ek daardie gewoonte wil afleer. Nou kom ons kyk, wat is 'n gewoonte dan? Die sielkunde woordeboek van die Amerikaanse psigiatriese organisasie sê dat dit 'n goed aangeleerde gedragspatroon is of dan 'n outomatiese opeenvolging van gedrag wat baie spesifiek ten opsigte van 'n sekere situasie is, tot die mate dat dit oor 'n tyd 'n motoriese refleksie is wat totaal onafhanklik van ons motivering of ons denke is. So met ander woorde, 'n gewoonte dan is iets wat ons uitvoer of nakom sonder dat ons werklik bewustelik dit wil doen of daaraan dink. Kom ons dink byvoorbeeld, en ek het dit al baie keer gesien, sê nou maar 'n man wat 'n snor het, en as hy in gedagte raak, dan vryf hy die heeltyd so oor sy snor. Of dalk 'n vrou wat lang hare het, wat met stringetjies van haar hare speel. Nou, dink ek die eerste wat ons hier in gedagte moet hou, en ek wil graag die woord hier gebruik wat ons in Engels ken, waar ons praat van default. Ons weet dit byvoorbeeld ook in terme van wanneer ons elektronika gebruik en ons die instellings moet verander, dan word daar baie keer vir ons vraag gevra, to restore this to the default of factory settings of wat ook al. En die mooi Afrikaanse woord vir hierdie Engelse default is verstek. Ek weet dit gaan vir ons jonger persone dalk na 'n oudtydse woord klink, maar dink net hoe mooi is dit as ons sê dit is iets wat ek by verstek doen. As ek onseker is een van die goed wat ek by verstek doen dalk om terug te trek of my mond te hou of iets 2 keer te bedink voordat ek praat. Nou hoekom praat ons dan daarvan dat ons hierdie terugkeer na die basis of dan nou na die verstek het? Wat gebeur is ons begin gewoonlik gewoonte vorm en dit is iets wat ons, soos ek reeds gesê het, totaal outomaties doen. Dit kan 'n outomatiese gedagte wees, ja, wat positief of negatief kan wees. Byvoorbeeld die vrees vir slegte nuus, as dit al gebeur het, dat ons laat na 'n oproep gekry het en dit was slegte nuus en nou lui my foon weer, kan my gedagtes eerstens gaan na dit is slegte nuus, en dalk is dit net 'n verkeerde nommer. Of dalk die goeie daarvan is, dat iemand vir my 'n geskenk gee, wat ek graag wil hê, nou gee daardie persoon weer op 'n keer vir my 'n geskenk, en sonder om 2 keer te dink, weet ek dat dit iets gaan wees, wat ek graag sou wou gehad het. So,
omdat ons sê, daar nie regtig motivering by betrokke is nie. Dit is iets wat, dit kom vanselfsprekend. Nou kom ons dink byvoorbeeld aan enkele, sal ons sê, gewoontes wat ons aangeleer het, soos byvoorbeeld, voor ek gaan slaap en nadat ek opgestaan het, borsel ek my tande, of ek kam my hare, ek strompel kombuis toe, en ek sit die ketel aan, en ek maak vir my daai eerste koppie koffie, of ek staan net gewoon op, trek die gordyne oop, en ek kyk hoe lyk dit buite. En as iemand agterna van my vra, hoorie, wat het jy nou gedoen eerste toe jy wakker geword en opgestaan het? Dan sê sy, ja, ek het die gordyne oopgetrek. So dit is iets wat ons totaal onafhanklik van spesifiek dink daaroor doen. Ek weet baie keer persone wat baie reis, verkoopspersone dalk of vir hulle werk ver afstande reis, sal ook vir jou sê dat hulle ry werk toe en dan kom hulle by die werk en hulle kan nie noodwendig vir jou sê deur hoeveel van die kruisingsverkeersligte is hulle nie, hulle kan nie noodwendig vir jou sê hoe die pad vandag anders gelyk nie, want hulle is so gewoond om hierdie pad te ry, hulle weet al waarom die flikkerlig aan te skakel, waar hulle links of regs draai, sonder dat hulle daaroor hoef te dink. Dink byvoorbeeld ook aan iets soos, wanneer ek, kom ons sê, 'n boek lees, en na mate ek meer en meer ingetrek word in die boek en die tipe boeke wat ek lees, sal ek dit meer en meer lees. Of ek besluit, ek gaan elke dag fietsry, sekere dae gaan ek sê maar Saterdag wat ook al bietjie verder ry. En uiteindelik raak dit iets wat ek graag doen. Maar, en hier is die maar, iets wat ons in gedagte moet hou is, as ek met 'n nuwe gewoonte begin, dan moet daar 'n stuk selfdissipline hiermee ingevoer word. As ek besluit, ek gaan elke oggend nadat ek nou opgestaan en aan die gang gekom het, gaan ek so vir 'n kilometer of 2 gou-gou fietsry, of ek gaan op my oefenfiets klim, dan is dit aanvanklik vir my makliker om te doen, alhoewel ek moet nog in hierdie gewoonte kom. Maar kom ons sê, ek doen dit nou, dis lekker in die somer, nou moet ek in die winter, wanneer dit donkerder word, en natuurlik kouer is, moet ek ook opstaan in verskoning en ek moet dit gaan doen. So nou kom ons by daardie punt van, hoe graag wil ek hierdie fiksheidsgewoonte, fiks word deur fiets te ry, aanleer en wil ek dit beoefen. En dit is waar die motivering hiervoor belangrik is, want by die aanleer van 'n gewoonte is dit nodig dat ek vir myself moet weet, hoekom doen ek dit? En dat dit iets is wat ek graag wil doen, want dan is dit makliker vir my om die nodige selfdissipline toe te pas. Iets wat ek net gou hier wil sê in terme van motivering, ons ken almal eksterne en interne motivering, eksterne motivering waar ek gemotiveer word deur iets wat iemand vir my beloof, soos byvoorbeeld as ek baie goed doen op skool, sal ek 'n nuwe fiets of 'n nuwe cricketkolf kry. Maar die interne motivering wat vir my sê, ek geniet dit om iets te doen, want dit is vir my lekker, gaan my help om dit aan mekaar te doen. Het niks te doen met of 'n ander persoon my aanspoor of nie. Nou, volgens die sogenaamde selfdeterminasieteorie van Dickie en Ryan, en dis nogal interessant as 'n mens 'n bietjie daarna wil gaan kyk, is meeste van ons gewoontes en rituele, maar iets wat neutraal is, ons gaan letterlik maar deur die beweging soos ons dit noem, en dan op 'n stadium, as ek iets moet doen, kom ons gaan terug na, ek moet dalk studeer, ons dink aan ons leerders op skool, en ek word iets beloof as ek sou goed doen en presteer, dan is dit in daai moment wat ek regtig nou moedeloos en moeg is en my vriende wil hê ek moet kuier, dan is die feit dat daar 'n wortel voor my neus is, dit wat my gaan deurtrek. Maar dan kom ons op 'n punt waar hierdie beloning, of dit mag dalk 'n straf wees, met ander woorde, sekere voorregte word weggevat as ek dit nie doen nie, waar dit vir my nie eintlik meer laat terugkeer na hierdie verstek van, maar is dit regtig wat ek wil doen of nie? Aan die ander kant
kan ek, kom ons gebruik weer die voorbeeld. Ek sukkel met wiskunde, nou kry ek ekstra wiskunde klasse, en nou begin wiskunde vir my interessant raak. Ek verstaan dit raak vir my lekker uitdaging, en ek maak 'n deel van myself, en ek identifiseer met die lekkerte daarvan om 'n probleem op te los, en dan raak dit ten volle deel van my lewe, as 'n integrale deel. En dan doen ek hierdie wiskunde sonder dat ek 2 keer daaroor dink. Baie dankie Tersia, ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Nou dat ons gekyk het na wat is gewoontes, Willem en luisteraars, nou kom ons natuurlik ook uit by die feit dat wanneer 'n gewoonte 'n integrale deel vorm van my lewe en dit vir my iets lekker is wat ek doen omdat ek dit wil doen en omdat ek vir myself sekere positiewe waarde daaruit kry, dan beweeg ons eintlik aan na 'n plek waar ons begin om dit sodanig te integreer, dat ek nou nie net meer elke dag 'n bietjie wil gaan fiks te word nie. Ek begin dalk nou dink aan, ja, miskien moet ek verder gaan en moet ek begin deelneem aan wedrenne, of ek moet lang afstand fietsritte doen, of wat ook al. So ek begin 'n belangstelling rondom dit ontwikkel. Ek kan byvoorbeeld besluit my kosmaak vermoëns raak al hoe beter, en nou begin ek eksperimenteer met verskillende resepte, verskoning, en in die proses kom ek agter, maar daar's 'n sekere gereg wat ek maak wat baie lekker is. En wanneer ek vriende en familie oornooi en ek sit dit vir hulle voor, dan komplimenteer hulle my. En nou begin ek by myself dink, dalk moet ek dit verder vat. Dalk moet ek hierdie spesifieke resep gebruik en kos maak of 'n gereg maak wat ek kan verkoop, of ek lê groente of vrugte in, of ek maak 'n besondere soort konfyt. Kom ons dink byvoorbeeld aan iets soos nastergaal konfyt, en uiteindelik word dit 'n besigheid. So dit is nie net iets wat noodwendig elke dag 'n ritueel is, soos ek staan op en ek borsel my tande nie, maar is ook iets wat uiteindelik vir my in die lewe baie groter voordele kan inhou. Nou dan kan ons miskien vir mekaar sê, is daar spesifieke gewoontes wat ons dalk nou so met die aanvang van 'n dag na kan kyk, want onthou, as ons in die oggend wakker word en ons staan op en ons kom aan die gang en ons het daardie tyd vir onsself wat ons na ons liggaam kan omsien, wat ons kan dink oor hoe ons dink vir die dag en oor die dag, en wat ons ook kan gebruik om ons spiritueel in te stel, te bid, te bepeins, die Bybel te lees, dan kom ons by 'n paar aspekte uit. Daar's byvoorbeeld persone wat sal sê, ek drink graag in die oggend lou of warm water met suurlemoen in, of ja, dis vir my belangrik om op te staan en net bietjie buitentoe te gaan in die vars lug of wat ook al te asem. Nou, kom ons noem 'n paar aspekte baie spesifiek. En die eerste hiervan is om ons spiritueel in te stel. Dit is die basiese begin van om byvoorbeeld, en hierdie kan nou soos ek sê gewoonte wees, maar 'n gewoonte wat ons doen omdat daar vir ons hierdie verhouding is. Kom ek gee 'n voorbeeld. As ek in die oggend wakker word en ek sê vir die Here, dankie vir hierdie nuwe dag, dankie dat ek die voorreg het om vanoggend te kon wakker word en hierdie nuwe dag te kan beleef en dat dit 'n wonderlike geleentheid is en my liefde aan hom verklaar, is die spirituele diepte van my verhouding. Al is hierdie dalk 'n gewoonte wat ek hierdie woorde uiter, is dit iets wat diep in my vasgelê is, wat ek doen, want ek weet ook hoe en wat en in wie ek glo. Ek wil hierdie voorbeeld gebruik wat vir my altyd aangrypend sal wees. Ek was op 'n stadium gehospitaliseer en langs my het 'n ouer dame gelê en ek weet nie wat was die aard van die siekte of hoekom sy opgeneem was nie, want ek was net vir 'n dagprosedure in die hospitaal. En op 'n stadium,
Toe het ek gesien hoe sy haar hande so oor haar bors in 'n biddende vorm vou en Psalm 23 opsê, hardop en daarna die Onse Vader. En toe draai sy om en sy slaap rustig verder. En ek het baie al hieroor gedink en by myself besef, in die eerste plek is daar iets van die feit dat ek dit moes memoriseer, die Psalm 23 en die Onse Vader byvoorbeeld in haar geval, maar daar's ook hierdie sekerheid, as ek onthou die kalmte wat ek op haar gesig gesien het, hierdie sekerheid van haar verbintenis met die Here. Dink net byvoorbeeld, as ek daardie 5 of 10 minute voordat ek my selfoon nader trek, die radio aanskakel of die televisie vir die ontbytprogram aanskakel, daardie absolute stilte in my kan aanvoel en kan koester en op 'n spirituele basis kan bepeins en dink oor die goedheid van die Here en dit saam met my doelbewustelik in my gedagtes in my dag inneem. So daarom is dit nodig dat ons iewers in die oggend nadat ons wakker geword of opgestaan het, 'n tyd van stilte moet hê, sodat ons die stilte kan voel in ons hart en in ons siel en ons dag daarmee begin, ongeag hoe besig, hoe bedrywig, hoe aan die gang dit moet wees, maar dat ek regtig al is dit enkele minute net kan voel, ek word stil en waar is hierdie rusplek in my binneste. Dit is so wanneer ons gesin het en man en vrou en kinders waarna ons moet kyk, die dag nie altyd so ideaal gaan begin nie. Maar beteken dit nie dalk dat ek maar die wekker 5 of 10 minute vroeër moet stel en dat ek maar rustig in die dag ingaan. En dan teen die tyd wat ek weet almal word wakker en dit is hierdie rondhardlopery om alles reg en in plek te kry. Dan was ek reeds by daardie punt wat ek aandag gegee het, spiritueel en stilte binne myself. En nou iets wat nogal interessant is, vir diegene van ons wat lief is vir ons troeteldiere, as ons troeteldiere sien, ek dink julle moet nou mooi hoor wat ek sê, hoeveel van ons, as ek byvoorbeeld opstaan in die oggend, en my hond kom na my toe, of my kat, of ek gaan maak die hond oop, of wat ook al, sê ek môre vir die hond, môre Gracie, of môre Kerneelsie, of is dit maar net 'n geval van, nee, hier is die kat, of hier is die hond nou weer by my. Daardie iets van, om met die dier, daardie verbintenis net te groet, streel oor die dier, of ek word wakker, en die diere nou in die winter lê by ons op die bed of wat ook al, en ek vat aan hulle, daardie oksisistien wat vrygestel word, bring ook 'n stuk kalmte in my lewe in. Baie, baie belangrik, kyk uit, kyk buitentoe, kyk hoe lyk dit buite, neem die natuur in, en selfs al het ek nie die mooiste uitsig nie, kan ek nog steeds iets rondom my in my omgewing sien waarvoor ek waardering het. Ons is nou in die tydperk waar herfs regtig omtrent verby is en waar ons die kaaltakke sien en alles wat daarmee saamgaan, maar die son skyn en die son skyn warm op ons vel, al voel ons die koue prikkels van 'n koelerigheid of 'n koelerige wind of wat ook al daarmee saamgaan. Dink 'n bietjie, bepeins hier ook oor iets wat ek spesifiek beplan vir vandag. Daarom het ons hierdie 3 minute oefening wat ons nou al oor 'n tyd elke keer oor praat. Wat is my spreuk, my Bybelvers, my motivering, daardie spesifieke woord of woorde wat ek elke dag na kyk en wat gaan ek daarmee doen om dit in my dag in te bring en dit deel van my dag te maak. So wat ons uiteindelik doen, ons het elkeen ons unieke manier, maar die belangrike hiervan is dat ek van 'n
punt moet begin waar ek eers net in myself 'n verbintenis na God kan hê, 'n verbintenis met myself en dan uitreik na ander. Mag dit vir ons 'n geseënde week wees en volgende week gesels ons verder oor ons gewoontes. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.